Goeiedag. Nou, ek wil graag met jou praat vandag oor die onderwerp bevryding bring blydskap. En ek wil daaruit Nehemia 12 vers 43 in die Ou Testament lees. Daar staan: Die mense was bly want God het hulle baie rede gegee om bly te wees. 'n Mens hoor dikwels iemand sê dat iets hom of haar 'n groot blydskap verskaf. Dit kan iemand se stokperdjie of 'n troeteldier wees, of dit kan iets meer menslik wees soos jou huwelik of jou kinders of jou kleinkinders. En dit is inderdaad wonderlik as daar vreugdeverskaffers in 'n mens se lewe is. In 'n sekere sin kan die dinge wat 'n mens vreugde en blydskap verskaf as 'n soort rykdom gesien word. Wanneer 'n mens hieroor nadink, besef jy dat die meeste vreugdeverskaffers in die lewe nie soseer met geld te maak het nie. In ons skrifgedeelte vandag vermeld Nehemia egter dat die mense bly was omdat God hulle baie rede gegee het om bly te wees. Hy skryf hierdie woorde kort nadat Israel uit ballingskap uit Babel teruggekeer het na hulle land. Nehemia het die leiding geneem en die Jode het onder groot bedreiging en volgens Nehemia 6 vers 15 binne die kort bestek van 52 dae die verwoeste mure van Jerusalem weer herbou. Alles wat nodig was om hulle godsdienst weer te beoefen, is in plek gekry. 'n Vas en biddag is gehou en die bedieninge is weer ingestel. Terwyl hulle in ballingskap was daar vir hulle geen rede vir blydskap nie. Daarvan spreek die bekende woorde in Psalm 137 vers 1 en 2, wat sê: By die riviere van Babel het ons gesit en huil wanneer ons aan Sion dink. Ons het ons liere daar aan die wilgerbome opgehang. Nou hier was 'n volk wat ten spyte van die groot persoonlike offers wat hulle moes bring, terug was uit ballingskap en slawerny, terug in hulle land. Hulle was weer vry en bly want die Here het hulle baie rede gegee om bly te wees. Het jy al nagedink oor die vreugdes wat God vir jou gee? Here, as ek daaraan dink dat U my ook vrygemaak het van die mag van Satan en sonde in my lewe, kan ek ook sê dat U my baie rede gegee het om bly te wees. Dankie daarvoor. Amen.